Die Here sal verskyn, so seker as wat die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stort reën, en hy sal ons verkoop soos die lente reëns. Liewe gemeente, wat 'n wonderlike voorreg om vir julle die strome van lewende water, veral oor die vaders, maar ook oor die moeders, maar ook oor die hele huisgesin van ons, waar ons almal mekaar se familielede is, uit te spreek. Geniet dit, drink dit, word verkoop soos lentereëns. Amen. Ons gaan vandag kyk na 'n pa wat 'n seun verloor het. So baie keer kyk ons na kinders wat 'n pa verloor het. Maar hierdie pa het 'n seun verloor. Jesus vertel hierdie gelykenis in Lukas 15. En voordat ons daarna gaan luister, een deel is vir die kinders en een deel is vir ons groot mense. Alles is eintlik vir ons, maar kom ons bid saam en vra die Here se seën. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir Jesus se wonderlike gelykenisse en die inspirasie en alles wat saam met dit kom. Maar ons bid dat dit 'n groot seën sal wees vir ons gesinne, vir kinders ook om dit vandag te hoor en om pa se harte bly te maak, selfs blyer. Word dan self verheerlik hierdeur en kom doen meer as 'n mens se stem en 'n mens se ore wanneer ons ook die drie enige God en die werk van die Heilige Gees vra om by ons te wees wanneer ons met die woord besig is. Amen. In Lukas 15 klink hy dan nou so as ons hom uit die Bybel uitlees. Daarvan vers 20 af. Toe hierdie verlore seun aankom, en dit is wat vir my so mooi is, van ver af. Ek het altyd gedink is net my ma wat die pad dophou. Toe ons in die weermag was, dan kom ons huis toe. Dan het my ma altyd gesê sy het die pad dophou. Later het ek agtergekom my pa het ook maar gedoen. Maar dan is wanneer jy die pad dophou, dat jy iemand sien van ver aankom. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hierdie pa is vol vreugde, Hy stap nie. Hy lyk nie ernstig nie. Hy hardloop hom tegemoet, hy omhels hom en hy soen hom. En toe sê die seun vir hom: "Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa het pla hom nie. Hierdie seun is hier. Hy hoef nie al hierdie goed eers te sê nie, maar sy pa roep onmiddellik sy werksmense. En nou, kinders, met julle moet hoor, hierdie pa, hy hou van partytjies. En hy hou veral van partytjies wanneer die gesin weer herstel, wanneer iemand wat iets gedoen het, soos daai verlore seun, weer by die huis kan kom. En hierdie pa verteenwoordig God, en ons ervaar ook by God hierdie ontsettende vreugde. Daarom mag ons in ons gemeente bazaar hou, ons mag potkompetisie, ons mag hierdie sjokolade uitdeel. Dit is uit die hart van God. Dis hoe hy is. Maar sy pa roep sy werksmense en hy sê: "Bring klere, feesklere, die beste. Trek dit vir hom aan. Was hom net eers bietjie skoon, hy ruik nog bietjie na vark. Mooi ruik ook. En sit vir hom 'n ring. Julle as jy 'n ring kry in die Bybelse tyd, dan word jy soos 'n koning. 'n Ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, bring die potte vol kos. Slag vir hom die beste en laat ons eet en feesvier." Dis eintlik goed. Dis hoe God is wanneer ons by mekaar kom. En God die Vader stel hier vir ons 'n ongelooflike mooi voorbeeld. En dan nou die tema vir vanoggend, die gelykenis van die vreugdevolle Vader. Daar was 'n hele klomp teoloë. Kyk, wat die Bybel het nie hierdie opskrifte gehad nie. Ons mense het die verhale gekry, Calvin het begin om tekste in te skryf, verse, dit help baie maklik met naslaanwerk, en toe het daar opskrifte gekom, en party het gesê, die opskrif van Lukas 15 oor die verlore seun,
moet eintlik wees die gelykenis van die vreugdevolle vader. En dis waar ek my inspirasie gekry het. En ek wil ek soveel klem lê op die vreugdevolle vader. Hierdie het my geïnspireer. En daarom is dit nie vandag 'n storie van wat moet vaders weer hoor het hulle verkeerd gedoen en ek wil hierdie aspek wil ek graag, soos die Here dit op my hart gelê het, wil ek dit graag uitlig. Ek dink ons het dit so nodig en kyk hoe ons dit selfs kan beter maak. Nou, om by dit uit te kom, vertel ek weer eers net so 'n storie van myself en my reis met my pa, wat baie vreugdevol begin het. En ek wil hê jy moet saam met my gaan na wat is jou eerste herinneringe? Die van julle wat die voorreg gehad het, baie van julle het julle paas baie vroeg verloor en daarmee assosieer ek ook vanoggend en sê ek vir julle, ek is jammer dat dit gebeur het. Maar die ander van ons wat nou nog vaders het en julle wat hier is, dink net 'n bietjie ook aan jou vader. Jy's vandag 'n vader, jy's vandag 'n oupa, maar dink terug aan jou kinderjare, jou eerste herinneringe van 'n vader. Nou hier is myne. Ek onthou my pa se skoot. Hoe baie het ek op sy skoot gesit. Ek kan dit onthou. En hoekom ek dit nou vir julle wil vertel is dat by 'n kind is daar sulke klein goedjies wat geweldige indrukke laat. Nou daai het gou verbygegaan, maar dit het 'n indruk gelaat. En dit is hier op my pa se skoot waar my liefde begin het vir diere. Ek het die storie van Jack of the Bushveld vir my gelees en eintlik maar vertel en ek het die prentjies begin kyk en nou vandag nog 'n geweldige assosiasie tussen so 'n Staffinger hond of as ek Wildtuin se kant toe ry en ek sien die standbeeldjies en Jock se roete en die herinneringe aan my pa. En baie van my vorming, al was dit min, het daar op sy skoot plaasgevind. Die ander ding wat ek ook kan onthou van my pa was ook om op sy nek te kon gery het. En in ons familiefotoalbums is daar nogal so 'n foto waar ek op my pa se nek ry by Harold's Bay. En dit is iets wat blywend is, wat altyd by my sal bly. Wonderlike tye, en dan dink net vandag, as ons nou hier is, hoe gou gaan dit verby. En ek is baie dankbaar oor daai herinneringe, en ek wens ek kon elkeen van julle vra, wat was julle eerste herinneringe aan 'n pa? Maar dit is my eerste herinneringe, maar ek gaan so klein rukkie, gaan ek bietjie stil staan by my slegste herinneringe, en ek doen dit nie om enigsins verwyte uit te deel nie, ek bring dit juis in om te verduidelik hoe maklik kan ons swaai, en dat ons ook simpatie moet hê by baie van ons slegste herinneringe aan ons vaders. Maar hier is hy, my slegste herinnering aan my pa. Julle sien hier 'n foto van 'n pa wat besig is. Jy kom nader met jou goedjies en hy sê net, ek's besig, ekskuus jy. Ek's besig. En vir 'n lang ruk in ons gesin het ek my pa beleef as so 'n ontsettende besige mens. En toe die skoot sit en die op die nek ry fase verbygegaan het, was daar 'n fase wat hoogtepunt bereik het so op my universiteitsjare wat ek gesê het, ek weet hom nie vir my pa in my belangstel. Ek weet nie. En in my bediening, die algemene ding van vaders is dat hulle was besig. Hulle was besig. En in 'n sekere sin moet ons ook sê, hulle moes so besig wees. Maar dit is van my slegste herinneringe en gelukkig het dit nie daar gebly nie. Toe ek hier by hierdie skyfie stil staan, toe dink ek, kom ek gaan lees 'n bietjie. Wat sê die sielkundiges en die sosioloë oor vaders se top 5 vrese en hulle hartseer? Die eerste ene, die top vrese. Kom ons kyk of jy daarmee kan assosieer. Elke pa, oupa, dink aan jou lewe.
Die dag wat jy hoor, daar's 'n babatjie op pad. Kyk, daar's 'n groot verskil tussen vrouens wat babatjies kry en mans wat babatjies kry. Kyk, vrouens is al opgewonde oor babatjies vandat hulle met poppe speel en met baba goedjies besig is. 'n Man skrik so 'n bietjie, jy weet. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat is daar in manne se mondering wat ons kan klassifiseer as 'n pa se topvrese. Die eerste een, bang vir mislukking. Bang vir mislukking. Die tweede ene, 'n verkeerde voorbeeld. En nou, ek wil nou by dit sê, en ek val my gou hier in die rede by punt nommer 2, is dat die sielkundiges wat dit saamgestel het, sê, dis die goed waaroor ons as manne swyg. Ons sal dit eerder wegsteek, ons sal dit die binnekant ons hou. Punt nommer 3, te min teenwoordig. Te min teenwoordig. Punt nommer 4, hierdie een het ek bygesit, want ek het hom gehoor 'n paar keer in hierdie gemeente. Nie in 'n ander gemeente nie, hierdie ene. Te min Christelike leiding. En 5, dit kom weer van die sielkundiges af, te min geld vir al die geleenthede vir my kinders. Dis 'n pa se top 5 vrese. En dan gaan ons kyk na pa's se top hartseer. Wanneer 'n pa nou al ouer geword het en die kinders is uit die huis uit, dan is daar die volgende goed wat by 'n pa geweldige hartseer kan bring. My kinders hou nie van my nie. Of hulle hou dalk meer van die ma. En al die probleme wat daar is, hulle gaan hulle ma toe, hulle praat nie my nie. En dis waar 'n pa kan sit en homself verwyd baie keer. Moes ek nie maar meer teenwoordig gewees het nie? Wat het ek verkeerd gedoen? Maar wanneer jy dit ervaar by jou kinders, begin daar die volgende hartseer ontwikkel en dit is verwerping. Baie pa's se hartseer is die wete dat my kinders is op die verkeerde pad. En dan daai geweldige ontdekking, ek kan die tyd nie terugdraai nie. Ek wens net ek kan die tyd terugdraai. Ek wens net ons kan weer wees soos wat ons was, of ek kan weer van voor af begin en ek gaan dieselfde foute nie oor en oor maak nie. En nou gaan ek hierdie hele ding swaai in die mooi positiewe van Lukas 15. En ek gaan nou eindig by my beste herinneringe aan my pa. Daar was die eerste herinneringe, daar was die tyd wat my pa so besig was en afwesig was, en dan kom ons nou by die beste herinnering aan my pa. En nou sy sien, die foto wat ek gebring het, is die pa het al oud geword, of ouer geword, pa's, jammer, maar ek het ook wyser geword. En ek kon iets in my pa inbring as seun, omdat ek wyser geword het. En dis hoekom ons die kerk nodig het. Die wysheid wat ek al in die kerk gekry het, en wat ek by die Here gekry het, is die grootste skat in my lewe, en ek wil dit vandag met julle deel. Daar was 'n tyd gewees op universiteit, wat ek nie geweet het, of my pa regtig van my hou nie. En iewerste het ek iets gehoor wat my geweldig beïndruk het. 'n Sielkundige met die naam van Dr. Phil McGraw. Ken julle vir Dr. Phil? Wie het hom al gesien? Dr. Phil. Dr. Phil het 'n ding gesê, nee, hy het gesê, my pa is nie perfek nie. En so ook sy seun. Is dit nie 'n prysenswaardige wysheid nie? En dit het vir my begin verander, my ingesteldheid oor my pa. En ek is jammer, toe ek op universiteit was, het ek nie geweet van my pa se top 5 vrese nie. En ek het ook nie geweet van sy hartseer nie. Ek het dit begin hoor
tussen 75 en 84 toe hy dood was. Toe hy dood is, toe het ek gehoor wat in sy hart begin aangaan. En in daardie saamkom van gebrokenheid, dat hy ook iets is wat hy nie was altyd nie, maar ek ook het ons mekaar gevind. Maar as ek die seun moet wees wat nie die gesindheid het van die verlore seun nie, en ek is net kwaad vir hom, en ek kan nie ook erken, ek is ook 'n mens met voete van klei, en ek het ook maar dinge in my lewe wat nie reg is nie. Dis juis hierdie gebrokenheid wat ons baie keer so by mekaar bring. Niemand is perfek nie. Nie een pa nie, en seuns en kinders en dogters, luister mooi, nie een van julle nie. Nie een van julle is perfek nie. Maar gelukkig, en dis hoekom ons in 'n kerk is, gaan ons vanoggend ook stil staan by 'n groter Vader as 'n aardse Vader, die Vader van hierdie verlore seun in Lukas hoofstuk 15. Hierdie is my beste herinneringe van my pa. Want daar was 'n tyd in my lewe wat ek weer moes huis toe gaan. Wat ek weer as 'n groot man moes gaan vra, pa, help my, maar pa, troos ook my hartseer. En hierdie is die grootste geskenk waarmee ek my verhouding met my pa kon afrond tot en met sy dood in 2014. Ek kon altyd terugkom, huis toe. En ek wil vir elke kind sê, dankie dat daar 'n pa en 'n ouerhuis is, of 'n vooghuis, waar jy altyd kan terugkom, huis toe. Want dit is liefde. En net so klein soos wat daai gebaartjies was, van op 'n skoot te sit, en om op 'n nek te sit, hoef ons nie te gaan met dik boeke en lang belydenisse nie. Daar is niks wat 'n pa se hart en sy top 5 vrese en sy top 5 hartseer so uit die weg uitvee as 'n kind wat kan terugkom huis toe. Ons sien dit in Lukas 15. Hoe hierdie pa gehardloop het. Want hy was bly dat sy kind weer huis toe gekom het. Toe ek aan die ander kant staan op 'n dag, 'n paar jaar na 2014, wat my pa oorlede is, het ek weer gedink aan sy nalatenskap. En kyk wat het ek neergeskryf. Die besige pa het vir my gehelp vir die res van my lewe met 2 komplimente en 1 geloof. Daar was 4 industriële revolusies, en die eerste industriële revolusie het plaasgevind om en by 100 jaar gelede. En die uitvinders van hierdie industriële revolusie en hoe hulle dit op die sosiale omgewing afgedwing het, herken vandag, hulle spyt daaroor. Hulle het hulle fabrieke opgerig ver, later reg oor die wêreld. Daar waar die hawe en die skepe is, daar waar die geld inrol en die spoorlyne hardloop. En hulle die paas uit hulle huise uitgevat. Dit was 100 jaar gelede. Het paas begin om in die kapitalistiese wêreld en met die industriële revolusie hulle self vrek te werk. En toe ek 'n kind was, het ek nie besef wat aangaan nie. En toe ek groot word, het ek besef dat ten spyte van al my pa se vrese, vrees vir mislukking, vrees dat hy nie genoeg geld gaan hê
om vir ons was 4 kinders, en my pa het in die staatsdiens gewerk, hy het ons al 4 deur die universiteit gesit, en ek het nooit besef, wat het van hom gevat het nie, en dis hoekom hy so besig was. En vir almal van julle wat sit met daai selfde skuldgevoel, en assosieer met 'n paar van hierdie goed wat hier staan, en hoe besig jy is, nê, wil ek vir jou sê, daar is klein goedjies wat 'n pa doen, wat by sy kinders blywende indrukke laat. Soos 2 komplimente en 1 geloof. 'n Kort rukkie op my pa se skoot, en 1 of 2 keer op sy nek gery het ewige indrukke op my gelaat. En daarom wil ek vir julle almal sê, wat so dalk in 'n gat beland het oor hierdie goed, hier is iets moois besig om te gebeur. Nou wil ek julle vat na daai 2 komplimente en 1 geloof. Die eerste kompliment wat ek by my pa gehoor het, is toe hy gesien het, hoe sit ek met 'n stuk papier en 'n potlood in my hand en ek teken. En hy het al gestaan en gesê, Maggie, waar kom dit vandaan? Jy kan nogal teken. En hy het my gaan ondersteun, en hy het boeke gaan koop. Ek het nooit kunsopleiding gehad nie. Wat gebeur het vandag, is wat my pa gedoen het, met daai 1 kompliment, en daai ondersteuning, en daarmee wil ek vir julle sê, my pa is glad nie 'n sportman nie, so ek weet nie wat dit is om 'n pa te hê op die atletiekbaan nie, ook nie op die dansbaan nie. Daarom was ek nooit 'n atleet nie, ek was nooit 'n rugby speler nie, ek was nooit, gisteraand het ouens gedans vir 'n prys, liewe laddies, wat julle wat daar maar ritme het. Ek sal jou nie uithaal vanoggend nie, maar ek het jou video gesit. Maar teken kon ek teken, en op 'n stadium het my kuns gedraai by gallerye, die skilder Potchie, wat nou die dag dood is, ek het saam met hom die voorreg gehad om 'n kunsuitstalling te doen, ek het 15 jaar kommersieel geskilder. Dit was 1 klein dingetjie wat my pa gedoen het. Die ander ene, my pa was so, julle moet wees, en julle kan doen wat julle wil, moet my net nie pla nie, want ek is besig. 'n Geweldige stuk vryheid. Dit is 'n stuk vryheid wat 'n ou op 'n stadium bang maak. So, as ek universiteit toe, en ek het begin swat, en alles, en ewe skielik begin het goed gaan, en nou moet julle weet, ek het matriek deur met 'n F, in Engels, met 'n sterretjie. Moenie dink ek het geweet wat dit aan my pa doen nie. Dit was sy 6ste vrees, dink ek. My ma se top 5. Elke grys haar wat sy het ek. Ons seuns, ons was 3 seuns, 1 dogter. Dogter is nooit 'n probleem nie. Dogters, julle is nooit 'n probleem nie. Julle swat so hard, julle doen net alles reg. Maar 'n seun is 'n moeilike ding. Maar in elk geval, toe my pa hoor ek wil gaan teologie studeer, te dink hy in daai Engels. Hierdie mannetjie kan nie eens Engels deurkom nie. Wat gaan hy nou maak met daai tale, Grieks en Hebreëus? Julle op die ou ende doen ek Hebreëus 3 series 1, en met die Here se genade van bo slaag ek daai hele BA graad cum laude, dit beteken met 'n gemiddeld van 75 plus. Ek dink dit was 77. Hebreëus was in die 90 gewees. En iewers hoor ek oor 'n telefoon my pa sê hoe trots is hy op my. 2 komplimente en jare terug op sy skoot. Die geloof in God die Vader, die Skepper, wat my pa so geweldig laat verwonder het oor die sterre en die diertjies en die voëls en die plante. Manne, paas, seuns, dogters, julle moet almal hoor, ons leef in 'n onvolmaakte wêreld, waarin ouers hulle moet afsloof vir ons
om ons groot te kry. Bid vir ons om ons deur te kry. Prestasies en die goed is bysake, maar dat jy moet lewendig bly, dat jy op die regte pad moet bly, dat jy nie die verlore seun of die verlore dogter sal word nie. Julle, hier is die goed waarmee ons maas en ouers en voogte se harte bly maak. Nie met verwyte nie, nie met nog meer wat jy vir my moet doen en vir my moet wees en dit nie. Dankbaar oor die kleinste stukkie iets, al is 'n paar krom en skeef, al sukkel hy, gaan jag die mooi. Ons is so skoenlappervangers met 'n net, moenie sy foute vang nie. Moenie sy hartseer vir hom groter maak nie. Moenie sy trane vir hom meer maak nie. Daar's klaar genoeg en dit kom uit die wêreld uit, dit kom nie van ons af nie. Leer betyds, moenie wag tot na sy dood om te besef wat ek besef het nie. Doen dit vandag. Vandag Vadersdag, maar dit moenie ophou nie. Môre Vadersdag, oormôre, elke dag. Gee vir hom die kompliment. Gee vir hom die drukkie van dit moet net klein goed wees. Julle, ons is snaakse goed gemaak. Ons is snaaks, ons is interessant gemaak. Maar daai klein nalatenskap van my pa het gemaak wie ek is. Het my gedryf om iets te doen wat ek nie kon regkry op skool nie. Ek het nie geweet wat dit is om te wen op die atletiekveld. Ek het nie geweet wat dit is om 'n 3 te druk nie. Behalwe eendag amper onder my eie paal. Jy het al gesien, hulle moet hierdie ou uitlaat. Hulle moet hom eerder laat om 'n springbok ondersteuner te wees, wat ek gisteraand geniet het hier op die parkeerterrein. Maar ek is dankbaar oor die talente wat ek gekry het. Dankie pa vir daai kompliment. Dankie vir die geloof wat pa vir my nagelaat het. Ek loop graag in my pa se spore. En dan die kompliment van ek weet nie waar kom hierdie seun vandaan nie. Is 'n ander seun hierdie, hy was nie so gewees in matriek nie. En dit het gemaak dat ek my studies op universiteit geniet het, nuuskierig gebly het, hard gewerk het, dwars deur 'n meestersgraad in pastorale terapie gekry het, 'n paar jaar later, en uiteindelik 'n doktorsgraad in preekkunde. En weet julle wat? In 2018, toe ek daai graad kry, dis dit op my pa se verjaarsdag. Die 1 Junie op my pa se verjaarsdag. Ek sluit af met 'n paar gedagtes oor hierdie pa wat God is in Lukas 15. Want ek wil vir julle almal uitnooi om ook jou hemelse Vadersdag te vier. 'n Vader wat nie lam gelê word deur die industriële revolusies nie. Wat nie lam gelê word deur 'n voorbeeld wat weer aan hom gemodelleer is, wat hy weer afgee, soos 'n aflosstokkie nie. Maar ons het almal hierdie hoër Vader, die Godvader, die Vader van Jesus, die Vader van die verlore kind. Ons is almal verlore kinders. Maar kyk hoe is die Vader teenoor ons. Ek lees hierdie goed, dit is vir my so mooi. Hierdie pa, hy seun loop weg, hy gaan mors sy erfporsie. Julle, God bly altyd in beheer. Al gaan dit sleg met sy seuns en met sy vaders, want hy ly nie aan verwerping nie. Hy ly nie aan verwerping nie. Hy ly ook nie aan kontrole en beheer nie. Hy het nooit agter hierdie seun aangehardloop. Wow, en hom gaan soek, het hom gelos. Die Griek sê so mooi, die pa het gewag en die pad dopgehou. Die Griek sê, want hierdie seun moes eers aan die einde van homself kom. Seuns en dogters, julle wat vandag hier is, as julle hierdie geskenkies uitdeel, en jy is ongelukkig met jou pa, kom aan die einde daarvan toe. Want God roep jou om jou pa te help, om in sy hartjie ook beter te voel. Waar hy so voel ek is 'n mislukking, ek het nie die beste leiding vir jou gegee nie, al daai dinge, gaan wys vir hom,
dat sy Vader in die hemel hom net so lief het, soos wat hy wil hê sy kinders vir hom moet lief hê, onvoorwaardelik. Maar julle, kom ons gaan ons hemelse Pa toe. Hy lei nie aan verwerping nie. Hy lei ook nie aan kontrole en beheer nie, maar hy bly in beheer want hy glo daar gaan weer 'n tuiskoms kom. Sy grootste vreugde is nie kinders met hulle prestasies en hulle medaljes nie, maar die vreugde van tuiskoms. 'n Kind wat na sy pa verlang, is 'n pa se grootste geskenk. Hoor julle maatjies? Hoor julle jong manne? 'n Kind wat na sy pa verlang, is sy pa se grootste geskenk. Ek sluit af met, ek wil vir julle 2 T-hempies uitdeel, paas. Ek wil vir julle my geskenk gee. 2 T-hempies. En ek wens is iemand wat met hierdie, wat is dit, ChatGPT. Dalk gaan iemand sê, ek gaan dit vir julle maak. Die eerste T-hempie, dis bietjie klein daar op my skerm, ek dink agter my rug kan julle beter lees. Julle dink net, jy dra 'n T-hemp. Waarop staan, die gelukkigste pa is iemand wie se kinders nie skaam is om te vertel dat hy hulle pa is nie. Kom ons gee 'n ander klap daarvoor. Ja. Dink het, jy loop met 'n T-hemp, my kind is nie skaam om te sê ek is sy pa nie. Ja. Gelukkige kinders, dis die ander T-hemp, erken dat hulle pa nie perfek is nie, en so ook nie een van ons nie. Dink dit wat 'n mooi T-hempie. My pa is nie perfek nie, maar ek is ook nie. En dis in hierdie goed wat ons hande vat en tuis kom. Here, baie dankie vir 'n dag soos hierdie. Dankie dat U hierdie volmaakte Vader is, wat vir ons met soveel vreugde liefhet. Al wat ons hoef te doen, is om tuis te kom. En al wat kinders moet doen vandag, is om tuis te kom. En ook 'n Vader se hart wat so vol vrese en allerlei onstuimighede is, net te vul met die teenwoordigheid van liefde. En daarmee spreek ons 'n seën uit oor elke vader en sy gesin, die ma's, die kinders. En mag dit 'n tuiste wees waar die liefde van Jesus ook duidelik sigbaar sal wees.